vir sy mercy, terwyl hy is sitplekke neem vanoggend in die huis van die Here. Amen. Hallo, ek het nog jong meisies daar buite gesien. Ek sien daar's nog sitplekke oop. Staan hulle. Ek sien daar's nog 1, 2, daar's nog sitplekke oop. Is nog sitplekke vir jong manne daar buite. Kom binne asseblief. Daai jong kinders, kom sit vir my voor. Amen. Ons wil julle nie mis vanoggend nie. Amen. So almal wat buite is, kan jy 'n plek in die huis kry asseblief. Amen. Ja, julle kan inkom, leem hulle almal daar buite. Is nog sitplek hier binne. Sitplek. Groete vir u in die mooi naam van ons Here Koning Jesus Christus, die leierskap van die kerk, elke broer en suster, in die mooi naam van die Here, groete aan u in Jesus se naam. Amen. Kan ons die besoekers weer eens so lieflike hand van verwelkoming saam met ons gee in die huis van die Here. Amen. Amen. Bring hy jong meisies in, daar's nog sitplekke daar. Hier's 'n sitplek hier. Daar's 'n sitplek daar. 'n sitplek hier. Amen. So laat hulle sit vanoggend. Amen. Ons het op die huis van die Here toe gekom. Amen. As nog sitplek is, dan kan jy maar sit. Amen. Sodat ons in die mis vanoggend nie en dat u die voordeel agtig kan word. Amen. As jy bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Ek sê klinkie so nie. As jy bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Vir u wat ons die eerste keer vandag in die huis van die Here het, welkom in die jaar van 2026 saam met ons in die huis van die Here. Is 'n voorreg om u saam met ons in die huis te hê vanoggend. Die Here is nog vir ons goed, hy doen nog vir ons groot dinge. Amen. As daar mense wat saam kan stem. Amen. Ek wil bevestig die woord vanoggend wat sy suster saam met ons deel terwyl sy die uitlegging gee terwyl ek daar staan. Toe wys die Here my, onthou jy deure wat netbank gehad op uit nag. Onthou jy was jy by netbank gewees op uit nag waar hy was, die ou plek, die ou netbank. As jy by netbank was, as jy by die deur gekom het, hy 2 deure gehad, Leo. Amen. Die een deur as jy hom oopgemaak het, dan het jy jou na die binne toe gevat. Amen. En dan was daar nog 'n deur wat jou dan in die plek toegelaat het. Amen. Maar die probleem met netbank se bank was, se deure was die, solank jy as jy die deur oopgemaak het en ingaan en jy hou die deur oop, dan kan jy die deur voor jou nie oopmaak nie. Dis eers wanneer jy die deur agter jou toegemaak het, wanneer jy in staat was om die deur voor jou oop te maak. En toe sy praat en sy profeteer die woord, toe verstaan ek wat God sê. As jy nie die deur agter jou toemaak nie, dan gaan jy nooit die deur voor jou oop kry nie. Jy sien die deur is voor jou, daar's 'n nuwe ding wat voor jou wag, maar jou limitation is nie God nie, jou limitation is nie 'n ander mens nie. Die ding wat ek appreciate het van netbank se deure, is jy kon nie 2 deur die deur gaan nie. Jy moes alleen ingaan en jy moes dit toemaak en die ander persoon hoor my vanoggend. Daar's te veel mense wat aanhang aan ander mense en die goed wat ander mense sê en die goed wat ander mense doen. Maar as jy nie afskit nie, as jy nie aflos nie, as jy nie los wat mense gesê het van jou in 25 nie, dan gaan jy nooit achieve en nooit bekom wat die Here voor jou het nie. Hoor die bevestiging van die Here. Hy sê ek gaan 'n nuwe ding doen, maar jou limitation is nie ek nie. Die probleem waarom jy nie deel gaan word van die nuwe ding nie, is omdat jy nooit toegemaak het wat hy, iemand sê maak het toe. Iemand sê maak het toe. Maak het toe, maak het toe, maak het toe. Halleluja. Die probleem met baie mense is die seer van die verlede. Maak dat hulle nooit achieve wat God vir hulle het nie. Hulle kan nooit in die blydskap van die Here instap nie, because hulle deel met verlede se seer, goed wat mense gedoen het en goed wat gebeur het. Maar as God vir jou in nie, hoor wat sê die teks? Die teks sê die, hy sê broer Johannes, dat God kan die nuwe wyn in ou leersakke. As daar nie 'n vernuwing is van jou sakkie, kan God jou nie iets gee nie. Van God gaan nie sy nuwe goed morse op mense wat nie weet om dit te kan hou nie. Mense wat nie weet om dit te appreciate nie. Mense wat dit nie kan deelagtig word nie. En ek wil vir iemand sê vanoggend, maak toe die deur. Maak toe jou verlede. Maak toe wat gebeur het. En strek jou uit na wat voor is. Iemand sê voor my. Voor my. En dis wat die Here vanoggend vir sy kerk gesê het. Ek het julle geopende deure gegee wat niemand kan sluit nie. Kan iemand vir die Here sê amen? As jy Bybel het, Matteus hoofstuk 14
Vers 24. Ek is bly om saam met te wees. En of jy op en af te spring, ek weet het is warm. Ek kan relax, laat my werk vanoggend. Laat toe ek eens kan werk vanoggend, laat my werk. Amen, ek is gereed om te werk. Mattheus hoofstuk 14, vers 24. Een skrif. Mattheus hoofstuk 14, vers 24. Net een teks vanoggend. En as jy lang genoeg saam met my loop, dan sou jy sê, het my al 'n klomp keer gehoor praat uit hierdie gedeelte. Maar ek het vanoggend vir u een teks. En die skei was in die middel van die see, getuister deur die golwe. En hier is my teks. Want die wind was teen hulle. Die skei was in die middel van die see, getuister deur die golwe. En my teks is, want die wind was teen hulle. Vanoggend wil ek net met u praat omtrent fighting against the wind. Om te veg teen die wind. En nog altyd deur te rise. Om die wind te beklei. En nog altyd deur die wind te kom en op te staan. To fight against the wind. Vra vir iemand dat jy al die wind beklei. So kom ons gaan. Daar is twee gebeure in die Nuwe Testament. Twee gebeure in die Nuwe Testament is die een noem hulle die Jesus maak die storm stil. Die ander ene noem hulle Jesus loop op die water. Twee similar tekste rondom die disippels wat hulle self in 'n storm bevind. Die een noem ons Jesus maak die storm stil. En die een noem ons Jesus loop op die water. In albei gevalle in die teks is dit Jesus wat die disippels stuur. Dis Jesus wat vir hulle sê, vaar oor die water, gaan na 'n ander plek toe. Dis nie hulle self nie. Hulle is op instruksie van Jesus, vaar oor na die ander kant toe. In albei gevalle is dit Jesus wat die instruksie gee. En my eerste punt is u kan in die wil van God is en nog steeds 'n storm konfronteer. Hoor my. Jy kan alles doen wat God jou gesê het jy moet doen en nog steeds 'n storm konfronteer. Jy mag heilig lewe, jou lewe mag op die regte plek wees. Jy mag alles in plek hê. Jy mag die Here dien met alles wat jy het. Jy mag die Here please met jou hele lewe, maar dit gaan nie die storm stop nie. Because die feit dat jy in die Here is, beteken nie jy gaan nie die storm kry nie, maar almal van ons moet weet of jy die wil van die Here of doen of nie, vir jou is daar 'n storm. So Jesus wat hulle stuur, maar hulle is in 'n storm. Jy sien in tydens 'n storm, dan vra ons baie vrae. Waar is die Here dan? Ons begin wonder wat ons verkeerd gedoen. Ons begin wonder wat gaan aan. Amen. Ons begin wonder of ons nog getoer is of ons begin wonder wie is nou weer met my besig. Ek is lank genoeg om die speech om die goed te ken. Amen. Amen. Halleluja. Maar die disippels vind hulle self in die storm. Twee goede omtrent die 2:6 Evangelis Liesel is interessant. En Jesus maak die storm stil, is Jesus met hulle in die boot. En Jesus loop op die water, is Jesus nie in die boot nie. En ek realize of Jesus in die boot is en of hy nie in die boot is nie. Jy gaan nie die storm escape nie. Of hy in die boot is of nie, jy's gegarandeer 'n storm. Of het jou huis is en of jou kind is, of jou finansies is, ek weet nie wat dit is nie, maar of Jesus in die boot is of nie, hy is gegarandeer 'n storm. Ek wil ook hê jy moet kennis neem, die is ervare vissermanne, die manne ken die see.
See vir die man is, in fact, hulle was by die see besig toe Jesus, die meeste van hulle roep, besig om vis te vang, anders besig om hulle nette op te rol. Die manne ken van die see. Vir u wat bietjie vis vang of so. U sal weet dat twee goed wat belangrik is omtrent die see. Die een is, jy moet seker maak hoe die weersomstandighede is, of die see rof is en of hy rustig is, maar daar's 'n belangrike faktor in die see wat jy moet agneem as jy gaan visvang. Jy moet eers kyk wat gaan die wind doen deur die dag. Because wat die wind doen deur die dag bepaal wat by die see gaan gebeur. So wanneer jy TV kyk, of wanneer jy Google, of wanneer jy Wind Guru kyk en al die goed op die TV en jy kyk vir die wind, dan let jy een ding op, broer Johannes, dat heel dag wys daai ding die wind. Hy wys heel dag vir jou, die oggend 8:00 gaan hy wy suidoos en later in die middag gaan hy wes wy en die wind word heel dag aangewys en wanneer jy buite staan en jy sê ek voel nie die wind nie, daar is wind heel dag. Because daai ding wys heel dag die wind aan. As jy met my, moenie waar nie relax, ek gaan eers afkoel van die koortjies, dan gaan ons preek, né? So relax. So 24 ure dag is daar wind aangedui. Die windrigting is important. En vir 'n visserman is dit important om op te let, wat doen die wind? Jy kan nie net in die oggend in jou kar klim en sê jy gaan samestrand toe die dag, even net van my familie gaan kampie, because die ander dag gebeur daar iets in die week, dinsdag ry ek in die spits uit, is warm uit nagheid, is warm oudie, daar is nie 'n wind nie. My vrou sê vir my, ek moet 'n jacket, sy wil 'n jacket saamvat, ek sê, waarom vat jy 'n jacket? Is dan so warm, jy weet mos, is warm in die spits. Toe ons in die spits inkom, toe ons die hoofstraat vat in die spits, toe wy die wind, lyk jy kan tente omwy. En sy sê vir my, toe sy buite in die koue sit, ek het nou koud gekry buite. Because why? Toe ons uit die nag uit beweeg, die spits toe draai die wind. Verstaan nie? Ons praat oor die wind, dis nie met my, ons praat omtrent die wind, ons praat omtrent die wind. Mense wat seil, is baie lief om die wind te verstaan. Because jy het nodig om te verstaan hoe die wind gaan waai as jy seil. Because jy het nodig om jou seil op twee maniere te gebruik. Wanneer die wind agter jou rug is en die wind waai in die rigting waarin jy gaan, dan laat die manne op bote hulle seile af. Because hulle gebruik het, kaptein van die seile, hulle gebruik die wind om nou agter hulle die seile in te waai. En die wind vat hulle dan 'n sekere rigting. Amen. Maar as die wind draai in die teenoorgestelde rigting as wat hulle vaar, dan trek hulle die seile op, sodat die seile nie weerstand kan bied teen die wind nie. Kom aan, ek leer 'n bietjie, né? So jy moet verstaan wanneer om die seile op te lig en verstaan wanneer om die seile af te laat. That's iets wat Paulus ons leer omtrent die wind. Hy kom, hy praat oor die Heilige Gees, Evangelis Lokrein. Hy praat oor die Heilige Gees en hy maak die stelling. Hy sê die wind waai waar hy wil. Niemand weet waarvan hy kom. En niemand weet waartoe hy gaan nie. Paul wil hê ons moet verstaan, as daar een ding is in lewe wat onbeheerbaar is, dan is dit die wind. Because jy weet nie wanneer hy gaan draai nie. Jy weet nie wanneer hy posisie gaan sy rigting gaan change nie. Jy weet nie wanneer hy sterkte gaan change nie. En hy help ons verstaan dat die wind is onvoorspelbaar. Sê met my, die wind is onvoorspelbaar. Wanneer die mense groet soms, die vrou, hoe gaan dit, dan sê hulle, punt in die wind. Het jy al gehoor? Gaan punt in die wind. Of iemand sal sê, ek het my ster in die wind. Wat hulle gewoonlik sê, is ek in die wind agter my. Wat hulle gewoonlik sê, dinge werk in my rigting. Dinge werk vir my uit.
Dit gaan goed by my huis. Dit gaan goed by my familie. Dit gaan goed by my werke. Ek is punt in die wind. As jy my geld vra nou, ek is punt. Ek wil nie nou veel geld praat nie. Net toe dink die mense is January hulle wil leen. Amen. Amen. Because hulle was nie rekening gehou met January nie en skoolboeke nie. Amen. So wil jy regtig daaroor praat nie. Maar wat hulle bedoel is, dit gaan goed because die wind is agter my. Dinge werk in my kant langs. Dinge werk vir my uit because die wind is agter my. Ek is soos hy man op die boot met my seile af because die wind is besig om my te druk in die regte rigtinge. Hey, dit gaan goed oral waar ek gaan. Gesondheid gaan dit goed. Dit gaan goed met my kinders. Dit gaan goed met my manne. Dit gaan in alles goed. January het begin. Ons kyk vir nuwe dinge wat die Here gaan doen. Ek het die wind agter my seile. Dit gaan goed saam met my. Van die wind is agter my. Halleluja. Maar daar is 'n ding wat die Engelsman noem. Hy noem dit vicissitudes. Vicissitudes is die woordjie wat beteken changes that happens at different times during life or development of something or someone, especially developments that makes things worse. Hy noem dit vicissitudes. Hy sê vicissitudes is when the unexpected happens. Die goed waarvoor jy nie geprepare het nie. Die goed waarvoor jy nie gereed gemaak het nie. Dis wanneer die wind sy posisie draai van agter jou tot voor jou. Waar jy al die tyd met die wind gevaar het. En all of a sudden is die wind nou teen jou. En jy vaar nou teen die wind. En nou wanneer mense jou vra hoe dit gaan, is jou responsie meer punt in die wind nie. Nou sê ons goed soos, het gaan tussen die boom en die bas. Amen. Because die wind het gechange. Die wind het sy direction gechange. In my tekst is die disciples in die boot, in die storm. En die tekst sê, die probleem in hulle storm is die wind is teen hulle. Jy sien, ek het al die tyd gedink, die disciples se probleem op die see met Jesus maak die storm stil. Ek het al die tyd gedink, die probleem wat die disciples gehad het, was die storm. Maar loop saam mee. Hulle maak Jesus wakker te nou mee. Jesus staan op. Wat doen Jesus? Jesus praat nie met die storm nie. Die tekst sê, Jesus bestraf die wind. En toe die wind gaan lê, toe stop die storm. Jy sien baie mense, so storm is nie die reële rede waarom hulle beklei nie. Hulle consider nie dit wat die storm gebring het nie. Because daar's dinge in lewe wat die storm soms aanbring. En in lewe is dit die wind. Sien met my. Jy sien, dis fyn as jy in die storm is en die wind is agter jou. Wat die wind doen, hy waai jou deur jou storm. Maar die probleem met die disciples is, hulle wind hou hulle in die storm. Ek weet nie, is daar van u nie, daar's mense wat er goed gegaan het, wat u nou deurgaan, wat maklik uit hulle goed uitgekom het, maar u bly in, u struggle met dit, dis dieselfde goede, u bly gevang hierin. Vra die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, because bloedvloeiing is nie 'n issue nie. Al die vrouens kan vir jou sê, dis 'n maandelikse ding, wat gebeur oor 3-4 dae, maar die vrou was vasgevang in haar storm, vasgevang in haar wind. Die wind was vir 12 jaar teen haar, vir 12 jaar druk die wind daar terug. As hy dokter toe gaan, druk die wind daar terug. As hy hierna toe gaan, druk die drinker terug. Haar finansies het sy gebruik van die wind, druk haar terug. En in lewe word ons soms teruggedruk deur die wind. Jy kom in die nuwe jaar in, en vir ander mense is joyful, maar jy face nog die wind. Jy deel met goed van die nuwe jaar
in die nieuwe jaar, wat in die oude jaar nog meer gedeel het. Come on, misschien praat ik net met mezelf. Misschien praat ik net met mezelf. Dat is mensen wat voor die laatste paar jaar teruggedrukt worden. Die revend. Elke keer wanneer je denkt je gaat vorentoe, dan is het iets wat je terugdrukt. Kom ik praten. Elke keer wanneer je denkt je het gewend, dan zit vindt weer daar. Want dan zit jouw kind. En dan zit jouw man. Dan zit jouw financiën. Dan zit die werk. En dan als je gedenkt, dat is alles oor. Is dat issue van jouw kind weer terug. En elke keer wanneer je denkt, is uit van die wind, dat steent jou. Die disciples zeiden, ons het probleem met die storm nie. Hulle sê die probleem is die, ons face die wind. Baie mense is in 'n storm vastgevang. As gevolg van die wind. Druk hulle terug. It's exciting. Because in die boek van Jesus maak die storm stil. Maak hulle Jesus wakker. En dan gebeur iets. Jesus praat met die wind. In die boek van Mattheus. Toe Jesus op die storm aangeloop kom. En hulle vrees bevange is. Toe praat Jesus met die wind. In die eerste gedeelte sê hy vir die wind toe hy wakker word. Peace. Be still. En die wind het gaan lê. Toe hy op die storm aangeloop kom met die wind teen hulle, praat hy nie met die wind nie. Die teks sê hy praat met die disciples. Hy praat met die disciples in die middel van die wind. Because sommige mense, broer Johannes, kan net vorentoe gaan as die wind eers gestop het. So die eerste gedeelte by Jesus maak die storm stil. Moes Jesus die storm stop vir die disciples om uit hulle storm te kom. Because die almal van ons weet om te fight teen die wind. En soms moet God van ons die wind stop, sodat ons kan progress. Daarom spreek hy die storm aan. Maar die volgende gedeelte, wanneer die teks sê, die wind is teen hulle, praat hy nie met die wind nie. Hy praat met die disciples. Hy het gesê, die eerste keer, vir die wind, peace, be still. En die volgende keer wat hy met die disciples praat, in die middel van die wind, sê hy vir die disciples, peace be unto you. En die Here sê met my iets, wat ek vir die kerk wil sê, rondom 26, dat in 26, gaan God nie altyd vir jou die storm stop nie. In 26 gaan die storm aangaan, maar sy gaan peace het. En sy gaan vrede het. Hey, sy gaan peace het. Te midde van jou storm, die wind gaan waaie, die storm gaan teen jou wees, maar sy gaan vrede het. En die Here help ons, in die middel van jou storm, gaan die winde waaie, maar sy gaan relax wees, sy gaan nie depress wees nie, sy gaan nie op en af hardloop nie, sy gaan nie te neergedruk word nie, sy gaan nie die storm bly nie, sy gaan teen die storm staan, because sy het vrede, en Here help ons. Hoor wat gebeur, toe hy vir hulle sê, peace be unto you. In die middel van die storm, vra Petrus, hy het nie gewag vir die storm, en die wind om te gaan lê nie. In die middel van die wind, wat anders, sê Petrus, Here, as het U is, kan ek na U toe kom, in die wind. En 26 is die jaar wat jy moet opbou
dat die wind jou gevangen hou. En jy laat voel, jy kan nie uit nie. En jy laat voel, daar is die victory nie. En jy laat voel, jy kan nie wen nie. Maar in 26 in die middel van die wind, vra van die Here, kan ek maar uit die boot uitklim in die middel van my storm? Kan ek uit die boot uitklim met die wind teen my? Kan ek uit die boot uitklim en dinge werk uit? Kan ek uit die boot uitklim en my huwelik is in 'n krisis? Kan ek uit die boom uitklim en my kind is op tik? Kan ek uit die boom uitklim en my finansies werk uit? Kan ek uit die boom uitklim en die dokter het my depressiepille gegee? Kan ek uit die boom uitklim en ek deel met 'n issue? Kan ek uit die boot uitklim? Iemand sê klim uit die boot. Klim uit die boot. Klim uit die boot. Klim uit die boot. Die storm gaan voet, maar klim uit die boot. Die dinge gaan gebeur, maar klim uit die boot. Dinge gaan teen jou werk, maar klim uit die boot. Hoor my. En dat is iets wat my opval. Uit jou comfortable situation uit. Ek kyk gister 'n movie, nou wat ek hier staan. En ek word remind omtrent die wind. In die movie is daar 2 manne wat aangeval word deur 'n velddiere, leeu's en goed, wat besig is om hulle aan te val. En terwyl hulle aanval, toe stop die leeu's van die wind beginne waai. En hulle draai terug en hulle hardloop weg. Van die storm is op pad. Die leeu's hou op met hulle gejaag. Van die wind is op pad. En ek word remind, in die natuur is daar net een dier wat nie bang is vir die wind en nie bang is vir die stormie. Daai dier is 'n arend. 'n Arend is nie bang vir die wind en hy is nie bang vir die stormie. In fact, die arend like die wind, because die arend gebruik die wind om hom altitude te gee. Die arend gebruik die wind om hom hoogte te gee. Elke keer wanneer hy in die wind ingaan, dan lig die wind die arend hoor. Die arend draai nie sy rug op die wind nie, maar die arend konfronteer die wind. Van elke hit met die wind as 'n elevation, en elke hit met die wind as 'n elevation. En ek wil vir iemand sê, in hierdie jaar gaan elke challenge en elke battle gaan jou elevation wees. Gaan die ding wees wat God gebruik om jou op te neem en jou woord te vat. Moenie bang is vir die wind nie. Fight die wind. Ek sê fight die wind. Fight die wind. Wat my impress onder die arend, as die arend stoppie vir die wind. Ek sê gebruik die wind vir sy elevation. Because die arend verstaan een ding. Al die ander diere vlieg saam met die wind. Al die ander diere het nodig om te survive as die wind in hulle seile is. Maar daar's van ons wat nie nodig het die wind moet gaan lê nie. Because wat die arend doen, hy gebruik die wind en dan vaai die wind hom terug. Dan set die arend hom op. Dan hit hy die wind veel. En dan gaan hy in sy binnekamer vanaand en hy sê Rosotoromohi Risarolemosa. Môreoggend staan hy op en trek weer die gordyne oop en sê ek is ready vir day 2. Kom ons hit die wind. Vanaand kom hy moeg terug en sê Ramamasina. Ek weet die hoe nie, Here. Ek kan dit nie maak op my eie nie. Ek weet die Here, ek kan nie meer nie. Maar môreoggend staan hy op. Dan hit hy die wind weer. Dan hit hy die wind weer. En dan kan hy weer huis toe vanaand.
Van die Bijbel sê, gaan in jou binnenkamer, maak die deur achter jou toe en soek die Here in die verborgenheid. En as jy hom gevind het in die verborgenheid, dan bring hy jou in die openbare. So wat die arend doen, naai die wind 'n paar keer gehiet het. As die arend die regte altitude gereach het, dan waai die wind nog. Maar die arend reis bo kan die wind. So wat die arend nou doen, waar hy altyd die wind gefight het, nou na sy elevation, gebruik die arend die wind wat die storm kos, en nou beklei die arend nie meer nie. Maar die geskiedenis sê, die arend maak sy vlerke oop, en hy sê, laat die wind maar waai. Ek gaan nou die wind gebruik om my te vat. Ek worry, peace, be still. Nee, hy sê, peace be unto you. En die tekst sê die tekst verklaar die oudie. Hy sê die ding ontrend wanneer ons in omstandighede is. Hy sê die Here gee 'n mens 'n vrede wat die verstand van 'n mens te bowe gaan. U verstaan. Wat hy tekst sê is dat God gee jou peace. Dat as ander mense na jou situation kyk, dan sê hulle, hoe is het dat Rano kan survive? Dat is goed wat ander mense malhuis toe gestuur het. Maar hy is nog hier. Because die selfant wat hulle teruggedruk het, is nou die wind beneath your wings. En nou gebruik sy die selfant om te vaar soos 'n arend oor die Bijbel sê, hy wat op die Here wag, ontvang nuwe krag. Hy sal opvaar soos 'n arend. Hy sal hardloop. Hy sal nie moeg word nie. Iemand sê wen. Kom ons staan. Wen die wind. Shatababoshe. Hisarale suru. En die wind, sê Petrus, Here, kan ek na u toe kom? In die middel van die storm, met die wind teen hulle. En wat jou die jaar sê, lang genoeg het jy excuses gemaakt. Ek gaan eers wag dat die ding regkom en die ding regkom, voor ek my alles vir die Here gee. In 26, moenie wag vir goed om gefiks te word nie. Maar vra Here, kan ek my uitklim uit die boot uit? Ek wil sluit. Petrus vra, Here, kan ek maar kom in die storm, in die wind, kom maar 'n stem, hoor my, in die wind, in die storm, kom maar 'n stem. Hy vra, Here, kan ek kom? En die stem uit die wind sê nie klomp goed nie. Die stem sê, kom. En ek wil vanoggend iemand encourage. Ek weet jy hoe lank jy gestak is in die wind nie. Maar hoor die stem van die Here, kom. Dis tyd dat jy jou deurbraak vat. Dis tyd dat jy jou uitkoms vat. Dis tyd dat jy worry stil hierso. Jesus het die storm stil gemaak vir hulle voor hulle iets gedoen het. Maar in die teks klim Petrus eers uit, die boot uit,
En Petrus sink eers. En is eers toe hy uitgeklim het en gesink het en Jesus sy hand gegryp het. Lees die teks. Die Bybel sê en toe Jesus vir Petrus terug in die boot sit. Die teks sê toe stop die wind. Ek wil vir jou sê, dis wanneer jy boldness gevat het en uitgeklim het in geloof en gesê het, ek gaan dit doen, Here, wanneer die storm gaan stop en die wind gaan ophou, maar dit wag vir jou, dit wag vir jou, dit wag vir jou, dit wag vir jou. Sê vir 3 mense, dit wag vir jou, dit wag vir jou, dit wag vir jou, dit wag vir jou. Draai jou na iemand anders toe en sê net, kom, hoor die stem, kom. Is 'n krag van die Here hier. Is 'n krag van die Here. Is 'n krag van die Here. Vir mense wat in 'n storm is, vir mense wat in 'n situation is, is 'n krag van die Here. Vir mense wat moeg geveg is teen die wind vanoggend. Jy sien 'n hoenderie, jy sien 'n dassie nie, jy sien 'n leeu nie, jy's 'n arend vanoggend. Jy's opgetel teen die wind, jy's opgelig. Change your position, change your mindset en sê ek's 'n arend, ek is teen die wind, ek gaan die wind aanvat. Shatamaha Yesotoroisa Hindalababoshi. Ek hoor in die gees, hoor ek die wind slaan, die wind waai. En ek hoor in die gees golwe wat teen jou aangeslaan kom. Hoor goede wat teen jou is. Hoor goede wat jy konfronteer. Jy het lang genoeg vir die Here gewag om die storm stil te maak. Maar die stem van die Here sê, veg jou storm. Veg jou storm. For the battle is not yours. The battle is the Lord's. In 2026, maak jou mind op. In die jaar gaan ek nie net 'n ordinary youngster wees nie. Ek gaan nie net settle vir kerk loop nie. In die jaar gaan ek my wind gebruik as my elevation. Ek gaan my wind gebruik om my op te vat. Gaan my wind gebruik om my deur te neem. Ek gaan nie almal face wat teen my praat nie. Gaan nie oor elke kinderstorie mismoedig word nie. Ek gaan nie oor elke kritisie by die huis sit nie. Ek gaan nie oor elke ding wat mense doen teen my gaan sit nie. Ek gaan huis toe en ek gaan oor dit huil. Maar môreoggend sal ek my vensters weer oopmaak. And I will come again. Ek wil hê die duiwel moet weet, I'm coming, I'm coming. Ek wil hê jy moet weet, storm, ek so pad. Lang genoeg het ek gedoen wat jy wil hê, maar ek so pad. Ek klim uit my boot uit in die storm. Hey, die jaar is my jaar. Die jaar is my jaar. Sê vir iemand, jy stop my nie die jaar nie. Moet my nie terughou die jaar nie. Dis my jaar. Ek het nie nog iemand nodig nie. Ek is genoeg. I am enough. With God I am enough. With God I am enough. With God I am enough. Vanoggend wil ek vir mense bid. Mense wat courageous is om te sê, I'm ready to fight against the wind. Wil jy gou kom? Courageous mense. Say, I'm ready to fight the wind. I'm ready to fight. I'm ready to fight. Ek's reg om die wind te fight. I'm ready. Ek het getraai verlede jaar. Ek het getraai die jaar vooruit, but I'm ready. I'm ready. Ek gaan sekere goed moet opgee teen die wind. Ek sal sekere goed moet prys gee teen die wind. Maar ek is gereed. Ek kan nie met my luggage, ek kan nie met my baggage die wind fight nie. As sekere goed dat ek gaan neer moet sit in die pad.
in order om my storm te fight. Ek kan nie my storm alleen gaan nie. My huwelik, ek kan nie my storm alleen fight nie. My situation by my werk, ek kan nie alleen fight nie. Die dinge is soms te moeilik, ek kan nie alleen fight nie. I'm tired of fighting alone. But I'm going to use the wind. Die wind gaan my elevate. Ek is gereed vanoggend. Ek wil soos David sê, met my God kan ek 'n bende storm loop. En met my God kan ek oor 'n hoë muur spring. Die dinge wat my teruggehou het in die verlede, I'm coming for you. Die goed wat my teruggedruk het in my pas, I'm coming for you. Ek refuse om nog 'n jaar in depressie te wees, om geneerdruk te wees. I'm taking my joy back. I'm taking my laughter back. Ek sal weer blymoedig wees. Ek sal weer blydskap ervaar. En deur my trane gaan my nie stop nie. My situation gaan my nie stop nie. I will fight against my storm. I'll fight against the wind this morning. I'll fight against the wind. If Liesel kom gou. I will fight against the wind this morning. Isata mahande la bosha. Enangayanda la masiendo. Die rede waarom ek u roep, my sister, because in 2025 you've been against the wind yourself. Dinge was teen jou in omstandighede. Dinge was teen jou in situasies. Daar was goed wat jy moes deurfight. En die Here sê jou deur het gebring. Daarom roep ek u vanoggend om saam te bid. Because the fight is not going to stop for you. But I say no, but he's giving you elevation, says the Lord. He's taking you higher for what is next, says the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here ons gee vir die eer, my God. Here ons loof U vanmôre. Here, want U is groot en U is almagtig. Here, en daar is niemand soos U vanmôre in hierdie oggenduur nie. Here, vanmôre is ons geveg. Here, in die hande van U die Here. Here, U ken vanmôre ons seer. Here, U ken vanmôre ons gewroeg. Here, maar vanmôre kom ons. Here, en ons kom lê dit alles. Here, by die voete van U die Here neer. Here, vanmôre kom klim ons, Here, uit ons boot uit, Here, uit ons comfort zone uit, Here, wat in 25, Here, ons gery het en ons getanteer het, Here, ons kom breek deur vanmôre, Here, in die naam van Jesus, Here, ons gee vanmôre, Here, dit alles aan U, en ons weet vanmôre, die deure, Here, wat agter ons is, Here, wat nog oop was, in 25, Here, sal U sluit, Here, in 26, Here, ons maak vanmôre, Here, 'n declaration, Here, dat ons vorentoe sal gaan, Here, ons sal veg, Here, teen die winde, Here, sodat ons oorwinners, Here, sal wees, Here, in 26, Here, ons sê dankie, Here, dat U die Here ons gedra het, ons sê dankie, Here, dat U die Here ons gehou het, Here, kom vanmôre, Here, en lig ons op, Here, soos arende, kom lig ons vanmôre, Here, op soos arende, Here, ons sprei vanmôre, Here, ons vlerke uit, Here, in hierdie oggenduur, en ons erken vanmôre, dat ons moeg is, ons kom erken vanmôre, Here, dat ons afgetakel is, Here, maar U is ons krag vanmôre, Here, U is ons sterkte, Here, en ons veg vanmôre deur, Here, deur die wind, my God, Here, om by U uit te kom, Here, want toe Petrus sink, toe lig U hom op, Here, lig ons op vanmôre, lig ons op vanmôre, lig ons op vanmôre, lig ons op vanmôre, elke omstandighede, Here, wat ons gehou het, kom lig ons op vanmôre, Here, in die naam van Jesus, ons verklaar, Here, dat 25, Here, geseën sal wees in ons uitkom en in ons uitgang, in die naam van Jesus, maak ons los, Here, van die verlede, in die naam van Jesus, maar vanmôre bid ek, dat elkeen van ons na Jesus toe sal kom, want die stem het gesê, kom na my toe, elkeen wat vanmôre nie vir Jesus ken nie, Here, ek wil bid vanmôre, dat hy 'n ontmoeting met Jesus sal maak, want dis net Jesus, Here, wat ons uit die storm, Here, uit kan lig, dis net Jesus, kan hier ons sing, wat ons hande kan vat, Here, daarom bid ek,
Here, vir 'n ontmoeting met iemand, met Jesus vandag. Here, dat iemand die hand van U, die Here, in hulle omstandighede sal sien. Dat iemand vir Jesus, Here, sal ontmoet. Here, in hulle storm, in die naam van Jesus. Breek deur vanmôre in elkeen van ons lewens. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Come on, terwyl jy gaan sit, kom ons gee die Here eer vir wat hy doen. Come on, ons gee die Here eer vir wat hy doen. Come on, vat jou oorwinning vanmôre in Jesus naam. Come on, vat die oorwinning in die naam van Jesus. Amen. Het die Here U geseën vanmôre? Kom ons staan die waar ons gaan huis toe. Of wil jy nog weer oor begin? Ons kan weer oor begin. Amen. Daar's tot 2 aankondigings. Die kinderkerk gaan die 21ste begin en die Pathfinders gaan die 20ste begin. Amen. Dat almal nou U julle datums. So U kan voorberei vir daai datums. Amen. Ek gaan vra dat waar's Lucius? Die skole begin hierdie week. Dat hy nie die kinders sal opdra wat begin met die skole weer. Dat die Here hulle sal bewaar in hierdie tyd. Amen. Halleluja. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons sê vir U dankie Here vir die woord. Ons dankie Here. Halleluja dat ons arende is vanoggend. Halleluja. Ons is nie bang vir die storm nie, maar ons name, ek bid maak hulle gehoorsame, dat hulle sal agslaan, dat hulle sal luister na hulle onderwysers by die skool in die naam van Jesus. Ek bid vanoggend vir elke onderwyser wat môre sal begin. Ek bid ook dat U die Here saam met hulle sal wees. Ek bid dat hulle elke kind sal verdra, dat hulle sal behulpsaam wees in die naam van Jesus. Dat U die Here 'n veilige leeromgewing sal skep waar hulle is in Jesus naam. Ek bid nou mense wat kinders wat nog nie skooluniforms het nie. Ek bid van hierdie 2 dae, Here, dat U die Here sal deurkom in Jesus naam. Dat U die Here mense sal stuur vanuit verskillende rigtings om voorsiening te bring in Jesus se naam. Ek bid vanoggend, Here, dat U die Here in mense se harte sal werk om hulle te seën in Jesus naam. Halleluja. Vanoggend staan ons, Here, meer as oorwinnaars. Halleluja. En ons koppe is omhoog, want ons weet op wie ons staat maak. Ons weet om wie ons krag lê. Ons weet, halleluja, dat U die Here is die voorsienaar vanoggend. En ons sê vir U dankie vir wat U doen in hierdie tyd. Met baie danksegging. Halleluja. En ons gee eer daarvoor. Amen en amen. Amen. Het die Here U geseën, het die woord van die Here U geseën. Kom ons gee die Here 'n prys vanoggend voor ons huis toe gaan. Kom ons kan die Here beter prys gee vanoggend. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Halleluja. Ek wil die kinders encourage wat skool toe gaan. Gee julle beste hierdie jaar, man. Staan uit vir die Here hierdie jaar in julle skole. Dat die mense kan sien, dat die kinders kan sien, hey, is iets special hierso. Amen. Moenie net skool toe gaan omdat dit skool is. Nee man, sit in hierdie jaar en maak die Here trots. Amen. Ek gaan Sister Des vra, is sy nog hierso? Om te af te kom sluit. En dan gaan ek Lukrain vra my seun van die Here uit te spreek. Ons sluit ons oë en ons buig ons hoofde. Vader van ons Here Jesus, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit, Here, dat U ons nog besoek deur U Heilige Gees, Here. Baie dankie vir die woord, Here. Dankie dat U nog met ons praat, my God, deur die profeet, Here. Dankie, Here, dat U nog lief is vir ons, Here, met 'n liefde, Here, wat geen einde het nie. Here, hoewel ons so teen U sondig, Here, hou U dit nie teen ons nie, my God. Want U liefde, Here, kan ons nie verklaar nie. Ek wil U dankie sê vanmôre, Here, vir die woord. Here, wat neergedaal het op ons, Here. My gebed vanmôre is dat dit, Here, geval het op goeie grond, Here, sodat daar groei kan kom in ons lewens, in ons geestelike lewens, Here. Ek wil U dank, Here, dat U ons vanmôre uitgekies het, Here, om onder hierdie wonderlike woord van U die Here te kon sit, Here.
Here, dankie vir elkeen vanmôre, Here, wat dit nodig geag het om te kom, Here, na die huis van aanbidding. Here, ek bid vir die week wat voor lê, Here, wat aan ons onbekend is, Here, maar vir U is dit bekend. Here, wees U die Here ons bewaarder, my God, wat nie sluimer of slaap nie, Here. Here, hou ons, Here, om aan alle kante, Here, beskut ons, Here, teen gevare, Here, wat ons loer, gevare wat ons eens van bewus is, Here. Hou ons, Here, onder U die Here se beskermende vleuels, Here. En gee ons die genade, Here Jesus, om U naam aan te roep in hierdie week, Here. Dankie, Here, vir U groot genade. Ek bid dit alles in Jesus mooi naam en danksegging. Amen en amen. Kom ons ontvang die seën. Die Here sal U behoed, die Here sal U bewaar, die Here sal sy aangesig oor U laat skyn. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees met almal rus en bly en almal wag op die koms van die Here, sê amen.